Goeiemôre, hoe navigeer die gelowige sy lewe in storms, wanneer daar siekte of afdankings of ekonomiese uitdagings, verhoudings uitmekaar uitval, dinge nie werk nie. Hoe navigeer gelowige sy lewe? Jesus roep sy disippels kort voor sy kruisiging bymekaar, in Johannes 16, en hy help vir hulle, en hy lig hulle in, en hy gee 'n paar goedjies vir hulle. Hy sê, julle gaan tekens sien, tot nou toe het julle dit nie gesien, maar ek sê dit nou vir julle. Kyk na die winde van verandering, sien die verandering wat op pad is, neem waar, lees die tekens en handel daarvolgens. Dis 'n tweede dingetjie wat Jesus vir hulle sê, onthou, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Jesus tree altyd tot sy kinders, sy volgelinge se voordeel op. Jesus dra jou beste belang op die hart. Maar daar's ook 'n derde een, hy sê, ek stuur die parakleet, die spesiale helper, die Heilige Gees. Vriende, die Heilige Gees is uitgestort deur ek en jy. Die Heilige Gees help vir ons om in die waarheid te handel, om te onderskei wat reg is en goed is en aanneemlik is vir die Here. En daarom is die Heilige Gees ons voorspraak, wat ons ook help om te bid. Jesus sê vir hulle, bid in my naam en julle sal ontvang. Bid in die naam van Jesus en jy sal ontvang. Vriende, in stormagtige tyd daag ek jou uit om op jou knieë te gaan te bid en tot die Here te smeek. Bid vir jou kinders, bid vir jou huwelik, bid vir jou besigheid, bid vir daai transaksies, bid vir die omstandighede, bid vir jou ouers, bid vir hulle wat dit nodig het. En die Here sal jou gebede verhoor, hy gaan vir jou uitkoms gee. En dan die laaste ding, sê hy vir sy disippels, bid in my naam, sodat julle blydskap kan volkome wees, dat julle blydskap volkome. Weet jy, die Here wil hê jy moet oorloop van blydskap. Die Griekse woordjie vir blydskap is gara. Gara beteken oorlopende blydskap, daardie vrede dat jy weet Jesus in beheer, daardie blydskap wat niemand van jou kan wegneem nie. Mag die Here jou seën ook in hierdie tye met gara, blydskap wat vir jou vervul, wat jou beker kan oorloop. Mooi loop.